Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so. En klik sommer op die klokkie sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vandag se onderwerp is die postkoloniale afbranding van Fort Heer Universiteit. Want soos jy waarskynlik in die media gesien het, so 'n paar dae gelede, of miskien selfs 'n week gelede, ek het nie maar die dae getel nie, is die Fort Heer Universiteit by Alice in die Oos-Kaap aan die brand gesteek deur die studente tydens 'n sogenaamde betoging. Nou, niemand weet mooi waarom dit geskied het nie, en ek wil veral hierso fokus op 'n dosent wat wel daar klas gee, een van die linkse dosente wat toevallig ook Afrikaanse naam het en wat gereeld in sekere media ook sy mening lig, en hy het hierso in Netwerk 24 het hy vir ons verduidelik waarom dit afgebrand het, maar ek verstaan dit nie, maar nee, ek is seker te dom om dit te verstaan, ek weet nie, maar ons gaan nou kyk wat hy te sê het. Maar voordat ons nou daar, en ons sal 'n bietjie kyk na die foto's van die plek wat ook op Facebook verskyn het, maar voordat ons nou daarby kom, wil ek jy net herinner aan ons spesiale aanbod op die biografie van Paul Creer in hierdie sy 200-jarige verjaardag. En ek toon dit net gou weer op die skerm hier vir u, en die skakel verskyn hieronder in die beskrywing waar u die boek vir R200 kan aanskaf, wat werklik 'n groot winskoop is, want soos u kan sien, dis 'n hardebandboek. Ek sê net vir die wys hoe lyk die boek, ja, sonder die stofomslag. Daar staan Paul Creer, dis in silwer, daar so geets op die harde band, dis fantastiese dik papier, wat vir ewig sal hou, dis 'n erfstuk wat jy aan die kinders kan nalaat. En dis 'n baie, ja, die lysprys van die boek is eintlik R390, en hy sal binnekort weer in die winkels ook verskyn, want ons is besig om met 'n paar winkelgroepe, boekwinkelgroepe te onderhandel, nadat ons 'n vreeslike slegte verspreider gehad het vir ons boeke, het ons boeke so al verdwyn uit die boekwinkels uit, maar dit kom nou weer terug, en hy sal daar beskikbaar wees, en soos die boekwinkels maar maak, sit hulle so 'n paar rand by, dus jy kan verwag dat hy meer as R400 in die winkels sal haal, wat die prys betref. Dus maak seker dat u nie hierdie winskoopie van ons misloop nie, hierdie promosie van die Paul Creer boek. Maar nou terug by die kwessie van die afbrand van die postkoloniale afbrand van die Fort Heer campus. Ek wil net gou hierdie Facebookblad, dit was op Naomi Morgan se Facebook waar ek dit raak gesien het. Ja, ons gaan nou daarna kyk. Ek toon gou vir hierdie foto's voordat ons verder daarop ingaan. So lyk dit. Daar is nou, lyk my so 'n ingangsportaal of iets van die aard. En dan, daar lyk dit nou nog goed, daar kan ons sien lyk my daar is 'n venstertjie waar daar reeds skade aangerig is. En dan, hierdie was nou na afloop van die afbranding, lyk my hier het 'n universiteitswoordvoerder die media te woord gestaan. En ons sien, daar's 'n fotograaf, of nee, daar's iemand met 'n selfoon, en wel 'n paar individue daar, hulle lyk taamlik ernstig. Ek weet nie, wat dink hulle nou daarvan, dat die universiteit so afgebrand is nie. En hulle sê dit, ja, terloops, die skade word beraam op 300 tot 500 miljoen rand wat aangerig is. Maar soos ons nou kan sien, hierdie Andries Besuidenhout, professor Andries Besuidenhout, of Roof Besuidenhout, soos hy ook bekend staan, sien hom 'n probleem nie, jy weet, iemand gaan maar betaal om het weer reg te maak en alles. Hierdie dinge gebeur maar so 'n bietjie, jy weet, dit gaan saam met universiteit. Terloops, ja, as jy nou ons ander boek sou lees, wat nou pas verskyn het, die omgang, ja, daar is natuurlik al hierdie universiteite in die middeleeue, in Oxford en Parys en Bologna en waar ook al, so ons, jy weet, ons mense van Europese afkoms, dit is al eintlik, ja, 1000 jaar
wat ons universiteite het. En gewoonlik brand is hulle nie af nie. Jy weet, ek hoor baie min dat universiteite eintlik afgebrand word, maar goed, ons is dalk minder kreatief, ek weet nie. Maar kom ons kyk verder. Ja, hierso kan ons nou sien die skare wat daar aangerig is. Hier is nou nog 'n paar mense wat bietjie staan en luister na die woordvoerder. En ja, hierso kan ons sien, daar is swart merke, ek neem by hierdie gebou, en daar is 'n klavier. Hy is ook swart verbrand. So lyk hy. Die klavier is heeltemal verwoes. Dit herinner my so bietjie, toe die ANC moes net oorgeneem het in Suid-Afrika, die onderwys in elk geval oorgeneem het, veral in Gauteng, daar was 'n klomp musiekinstrumente by al die openbare skole gewees, want musiek was 'n vak op skool. Dis nou nog 'n vak op skool. En die eerste ding wat hulle gedoen het, hulle het die musiekinstrumente by die skole weggevat, want hulle wou nie meer gehad het dat hulle musiek moes bestudeer op skool nie. So lyk my, dis nou iets van 'n ANC-beleid wat hier nou terugkom, jy brand so 'n bietjie klaviere, en hierso kan ons sien die dakke van die gebou is heeltemal afgebrand. Hierso, ja, hier is die landboudepartement, agriculture, ons kan sien sy gebou, sy dak is ook beskadig. En so lyk dit. Ja, hierso is dit nou swart verbrand, die vensterrame is gebuig van die hitte. Hierso is ook glas wat so gesmelt het vanweer die hitte. Dis 'n lekker brand wat hulle hier gestig het, hoor. Hulle is baie goed om dinge af te brand, hierdie, wat noem hulle pyromane, nee, is mos die geleerde woord of 'n vuurvloei, sê ons ook in Afrikaans. Die vuurvloeie van Fort Heer, dis alliterasie, die vuurvloeie van Fort Heer. Hulle het hierso gewys waartoe hulle in staat is. Ja, hier is nou iets van 'n disability unit nogal. Ja, hier is nog 'n gebou, heeltemal sonder 'n dak, afgebrand, en ook nader by skoot daarvan, en nog 'n gebou, of dieselfde gebou selfs, sonder 'n dak, afgebrand. Ja, so lyk dit. Heeltemal tot as verbrand. En ja, hier is nou nog 'n individu wat so half bietjie nadink oor hierdie gebeure, lyk dit my, op die kampus, en ek dink hierdie is dan 'n woordvoerder van die universiteit, want ek sien SABC of iemand voer 'n onderhoud met hom. En so lyk die hoofingang. Ja, dit is ook taamlik verwoes, dat dit daar uitsien. En iemand het hier 'n foto met so 'n bietjie bougainvillea en in die agtergrond 'n gebou sonder 'n dak. Ja, en hier's 'n slagspreuk op die kampus, Building Impact, Empowering Communities. Dis nou so die polities korrekte soort slagspreuk wat vir mense in Suid-Afrika lief is. En nog 'n slagspreuk hier, Built on Legacy, Focused on the Future. Nou blykbaar is hierso is nou nog 'n lokaal wat swart verbrand is. Hy sal seker heeltemal gesloop moet word en van vooraf gebou moet word. Nog 'n skoot van dieselfde lokaal. Daar het niks daar. Ja, met die klavier daar in die hoek, daar het niks daarvan oorgebly nie. En ja, nog 'n stuk skrootmetaal wat daar lê. En ja, daar's nog, hierdie moet seker 'n koshuis of dalk iets van die aard wees. Hulle is ook beskadig. Ja, hier's nog 'n deur of 'n venster wat verbrand is. Ja, so lyk dit binne in een van hierdie plekke waar die gebou wat sonder 'n dak is, heeltemal net rommel. En nog 'n gebou sonder 'n dak. Ja, hierso is lyk my 'n gassilinder ook. Dalk het hulle die gassilinders gebruik om die geboue aan die brand te steek. En 'n stoel wat heeltemal, ja, verbrand het. Hier is nog gassilinders. Ja, en daar is ons nou terug by die soort ingangsportaal wat ons vroeër gesien het. Nou ja, dit is die tipe dinge wat nie vreemd is aan Suid-Afrika nie. Ons weet, kyk, daar's mos 'n liedjie van Karen Zoid, die sangeres. Nou, ek weet nie hoe gewild sy is nie, mense hoor nie veel deesdae van haar nie, maar
sy het op 'n stadium gesê, ek sê iets van die aard van rood rym met idioot of iets, sy het my as 'n idioot beskou. Ja, sy het 'n liedjie gesing, ek dink dit maak nie saakie. Die kinders brand die skole af, maar dit maak nie saakie. Die studente brand die universiteite af, maar dit maak nie saakie. Niks maak saak nie. Maar nou, toe ek nou probeer verstaan waarom hierdie dinge gebeur, ek dink mens kan seker diep in hierdie goeters betrokke raak. Daar's ook eintlik, ek het eintlik vergeet om nou sy foto of ietsie op te sit, dan kan ek miskien sommer hierso kry, Sir Laurens van der Post. Ek was mos so 'n tydjie gelede, was ek daar so in die Vrystaat, by Philippolis, waar hy gebore is, daar op die, hierso is hy, ja, hierso is 'n foto van hom, wat ek sommer net gekry het, hierso aan die regterkant, en 'n paar ander ook, Sir Laurens van der Post, hy was 'n vriend ook van die Britse koningsgesin, en hy is daar op Philippolis gebore, ek was daar by sy geboortehuis gewees, so 'n paar maande gelede, en baie mooi plek, wel, daar's 'n mooi kerk ook, mooi NG Kerk daar so, in Philippolis, wat die Britte blykbaar verwoes het tydens die Tweede Vryheidsoorlog, maar ons kan nou op 'n ander stadium daaroor praat. Maar ja, hy het 'n boek geskryf met die titel, dit is in Engels geskryf, ek vertaal ons maar die titel, Die Derde Oog, of The Third Eye. En dit gaan oor hierdie soort woede, wat jy kry by bepaalde groepe. Hy het dit in Indonesië ook waargeneem. Maar ek dink in baie derde wêreld lande kry mense so 'n vernietigende woede wat losbars, en dan brand mense net alles af. Hulle sal hulle eie wonings afbrand, hulle sal hulle eie kerk afbrand, hulle sal hulle eie, ja, maar hulle eie voedselvoorraad of wat se al afbrand in daardie soort 'n toestand van woede, en dat hulle soos berserkers te kere gaan. En dit is nou wat ons hierso by Fort Heer gesien het. Nou, maar nou, as mens nou die ding vanuit die linkse hoek beskou, dan weet ons nie mooi waarom dit gebeur het nie, of ten minste hierdie professor Bezuidenhout, soos ja, hy's 'n professor. Hy's 'n professor van, kom ons wys, ek wys net vir hierdie bladsy hierso op Netwerk 24, hy sê, Bezuidenhout is 'n professor in ontwikkelingsstudie aan die Fort Heer Universiteit. Die mening van skrywers is al eie en weerspieël nie noodwendig die van Netwerk 24 nie. Nou, hy sê, ja, hy gaan nou daar in 'n langer relaas in, en hy sê, nee, die universiteit was eintlik beter om te verbeter, want daar was voorheen baie korrupsie op die kampus. En toe is daar iemand in die bestuur, hy noem sy naam, wie is dit, ja, meneer Buhlungu, of professor Sakela Buhlungu, fisiekanselier van die Fort Heer Universiteit. Hy het begin om die korrupsie te verminder of uit te roei, en in die tyd is daar sluipmoorde ook gepleeg op die kampus, en pogings tot sluipmoorde. So as jy probeer om korrupsie hok te slaan by so 'n universiteit, by die Universiteit van Fort Heer, wat terloops blykbaar deur presbyteriaanse sendelinge opgerig is. Jy weet, so dit is eintlik nou slegte wit mense wat dit seker opgerig het. Maar ja, toe was daar sluipmoorde, en hy praat hierso van 'n smeerveldtog. Hy sê, met moord verwys ek na die sluipmoorde op ons kollegas Piet Roots en Mboneli Wesele. Roots omdat hy probeer het om die vervoerdepartement skoon te maak, en Wesele as die fisiekanselier se leiwag. So blykbaar daardie mense is vermoor, maar dit het verbeter, en net toe dit nou so mooi verbeter het, toe brand hierdie betogende studente die plek af. En waaraan skryf hy dit nou toe? Dan het hy so, ja,
dan het hy so verwronge verduideliking daarvoor. Hy praat hierso van, kom ons gaan net, weet ek nie, ek het hierso die woord postkoloniale, het ek so daarso in oranje. Nou, kyk, hierdie woord postkoloniaal is iets wat, as mense dit gebruik, dan gryp ek so na die lugsakkie of iets, jy weet, en as iemand daai woord vir my gebruik, dit maak my net naar, dit is net so 'n woord wat, dit het so 'n kliseë geword, en dit is so sinneloos, maar terselfdertyd, jy weet, dit is net so dom onnosel ook, maar dit word almekaar in Suid-Afrika vandag, jy kan nie jou rug draai of oral of op 'n plek of jy weet veral in 'n akademiese milieu of konteks. Dan hoor jy net postkoloniaal. Nou wat is dit postkoloniaal as jy weet nou mos hierdie beelde in die media van hierdie 3 Lamborghinis van hierdie man, ek vergeet nou sy naam, wat 700 of 800 miljoen rand by die hospitaal, by die Tembisa hospitaal gesteel het, en hy 3 blou Lamborghinis gehad, en toe laai hulle nou sy die beslagleggingseenheid, wat ek al, toe sy Lamborghinis kom oplaai. Nou is dit die postkoloniale Lamborghini, hierdie Italiaanse sportmotor, wat daar in Italië, in Noord-Italië, vervaardig word, deur Europeërs, met die Europese ontwerp, en Europese ingenieurs, en wat ook al. Maar in hierdie postkoloniale tydvak, lyk dit my, moet jy 'n postkoloniale Lamborghini ry, wat van Europa afkom, en jy moet die geld steel om die Lamborghini te koop. Nou ja, maar nou terug by ou roofbesynheid, soos hy ook bekend staan, jy weet, ja, dit is nogal 'n interessante bynaam wat hy het, roof, want ek dink dis 'n klomp roof wat in hierdie land plaasvind, die roof van Tembisa Hospitaal onder andere. Maar hy sê hierso, in die heropbou van postkoloniale lande, het wyle professor Thandika Mkandawire, ontwikkelingskenner, 'n saak uitgemaak vir siviele nasionalisme as 'n aandrywer van ontwikkeling. Hierdie soort nasionalisme is 'n sagte nasionalisme, teenoor nasionalisme wat op die bevoordeling van die elite in netwerke gerig is, ten koste van gewone mense. Nou, het vir 'n linkse, en hy is baie links, trouwens, ek mag het dalk noem, daar was een keer, so 'n paar jaar gelede, jy weet, voor RSG nou, eintlik hulle monitor en daai goed, bietjie afgeskaal het hulle my uitgenooi eendag na 'n monitor toe, en daar so 'n gesprek gewees tussen my en Piet Kroukamp, en hierdie roofbesynheid, of wat, besynheid, en miskien nog iemand, ek weet nie. Toe, tot die stomme verbasing van die RSG omroepers en alles, en almal, weier hy om saam met my op die program te verskyn. Ek is melaats, ek is nie postkoloniaal nie, jy weet, ek brand nie kampusse af, of ry gesteelde, of Lamborghini met gesteelde geld, of iets nie, ek weet nie wat het ek gedoen nie, maar hy dink ek's melaats, en hy mag nie dieselfde vertrek as, ek weet nie, ek weet nie, hy het seker so ietsie, een of ander tower, jy weet, juweliersware of iets uitgehaal, en het so vir my gewys, dat ek kan nie, jy weet, so betoor, dat ek hom nie toer nie daarna, hy is bang ek toer hom of iets van die aard, ek weet nie, toe is agterna daar in die parkeerarea so gesprek gehad, maar jy weet, hy is maar baie dom, jy weet, ek kan hom, ja, in elk geval, maar hierdie, ja, nou sê hy hierso, hy gebruik nou hier die woord nasionalisme, nou, in die linkse, wat is 'n handboek, is nasionalisme 'n taboe woord. Jy mag nie nasionalisties wees nie, want nasionalisme is gelyk aan fasisme, is gelyk aan rassisme. Want nasionalisme, soos ons voorheen al op hierdie kanaal gepraat het, jy weet,
daar so 'n idee van die nuwe ryk, die nuwe empire, waar, jy weet, daar's net een groot menigte wat gedekultureer is en geïnternasionaliseer is en geglobaliseer is. En daar is nie meer volkere nie, nasies, volke, etniese groepe bestaan nie meer nie. Daar's net hierdie een groot internasionalistiese menigte. Nou gebruik hy hierdie woord nasionalisme. Sjoe, dit is baie teenstrydig, is dit nie? En dan, maar dan sê hy nou, ja, hier is nou nog vir my 'n taamlike lagwekkende term. Hy sê, Frans Fanon het dit die comprador bourgeoisie genoem. Sjoe. In die Suid-Afrikaanse geval is hierdie siviele nasionalisme noodwendig een wat gerig is op die verbetering van die lewe, bestaan en toekoms van swart Suid-Afrikaners. Maar in my ervaring is dit ook 'n nasionalisme wat ruimte het om mense soos ek in te sluit. Nou in sy de mekaar wêreld, dink hy nou, daar's nou 'n nuwe soort swart nasionalisme in die land. En dit gaan hom nie uitsluit nie, want hy is 'n blanke. Maar hy werk nou, jy weet, hy is heel aan die linkerkant van die spektrum en hy beskou homself seker as 'n soort van, as 'n ere-Afrikaan of iets, jy weet, of 'n ere-swart man of iets van die aard. Maar dan hierdie term comprador bourgeoisie. Nou dis nog so 'n soort van quasi-marxistiese term wat ek al in my lewe teëgekom het. En dit beteken dan eintlik, hulle dit gebruik vir, sê nou maar, jy weet, dit so 'n Portugese woord, comprador. En hulle dit gebruik vir hierdie, sê nou maar die elites in die kolonies, sê nou maar Angola of Mozambique of wat ook al, is daar so 'n ryk klas van koloniale Portugese, en hulle is dan die comprador bourgeoisie genoem. Maar hierso verwys hy, gebruik hy nou hierdie term om na hierdie postkoloniale swartes te verwys. So dit maak hoegenaamd niks sin nie. En dit wys net, jy weet, hier's hierdie woordslaai of iets soos, jy weet, soos ou Kamala Harris het ons gepraat van haar woordslaai. Hier's hierdie linkse woordslaai wat nou hier uitval in Netwerk 24, om nou te verduidelik, vir ons te probeer verduidelik, hoekom het hierdie studente hierdie geboue afgebrand van 500 miljoen rand, hoekom gebeur dit? Maar hy kan nie eintlik vir ons sê nie, hy sê hier aan die einde, dan sê hy, ja, splinternuwe laboratoriums met die jongste tegnologie is verlede week vernietig. Die geboue wat afgebrand is, sal herbou word. Wat ons by Fort Heer nodig het, is 'n erkenning van wat bereik is en ondersteuning om nie hierdie belangrike poging om 'n belangrike instelling te ontkaap, te laat ontspoor nie. Dus die belastingbetaler gaan nou intree, 500 miljoen rand gaan voorgeskiet word, en dan gaan die linkses gaan nou maar net weer voortgaan op hulle paadjie, op hulle ingeslaane weg, en mense vertel van die comprador bourgeoisie en al hierdie soort marxistiese terme, en die hele sirkus gaan maar net voortgaan. En dan as die universiteit weer opgebou is, herstel is, dan sal hy weer seker op 'n stadium vanweë die linkse ideologie wat daar versprei word, gaan hy seker weer afgebrand word. So dit is 'n soort van 'n, wat sê hulle, 'n bose siklus. Nou ja, as jy tot hier geluister het, baie dankie. Moenie vergeet om die Paul Creer boek te koop, terwyl hy nou so goedkoop is nie, en ook om op die kanaal in te teken nie, en dan volgende keer maak ons weer so. Dankie. Totsiens.